Nou ja, kom ons bid eers gou saam. Here Jesus, baie baie dankie vir u liefde, dankie vir u genade en dankie vir u woord. Dit is vir ons so groot voorreg om so te kan leer en ons weet almal ons verstaan maar nog net 'n klein deeltjie en dit is ook maar nog gebrekkig. Dankie dat u ons deur u Gees help om ten minste dieper te dink en oor ons eie lewens te dink wanneer ons hierdie Bybelstudie doen. Help ons vanaand ook weer daarmee asseblief. Amen. Goed, as julle reg kan onthou, ons het verlede week nie heeltemal klaar gekry nie, wel, ek dink ons het net een of twee vrae gedoen. So ek gaan weer die tyd dophou en laat ons nou weer by ons uur ooreenkoms hou. Maar kom ons gaan net gou na verlede week toe, as dit reg is met julle, dan doen ons daai vrae. Goed, so ek lees net weer, want die vrae wat nou kom, gaan almal net oor daai paar verse uit hoofstuk 4. Ek lees dit gou saam met julle, dis hier by my in die 2020 vertaling. Laat ons daarom versigtig wees, want die belofte om in sy rus in te gaan, terwyl, ekskuus, nou help as ek my bril opsit. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog bly staan, dat dit nie mag blyk dat een van julle agtergebly het nie, want net soos aan hulle is die goeie boodskap ook aan ons verkondig. Maar die boodskap wat hulle gehoor het, het hulle nie gebaat nie. Hy verwys nou na die Israeliete in die woestyn, omdat hulle nie deur die geloof verenig is met die wat dit wel aangehoor het nie. Ons, wat tot geloof gekom het, gaan immers wel die rus in, soos hy gesê het, so het ek in my toorn gesweer, hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie. Al was God se werke reeds vanaf die grondlegging van die wêreld afgehandel, hy het immers ergens aangaande die 7de dag gesê, God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en in hierdie gedeelte sê hy weer, hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie. Aangesien dit dan bly staan, dat sommige wel daar sal ingaan, hoewel hulle wat eerste die goeie boodskap gehoor het, van wie hulle ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, dit is vandag in aanhalingstekens. Wanneer hy baie later, soos hierbo reeds genoem deur Dawid sê, vandag, as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. As Joshua hulle dan tot rus gebring het, sou hy nie gepraat het van 'n ander dag daarna nie. Daar bly dus steeds 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. Nou vraag 3, aan verlede week, kom ons val daarin. In Hebreërs 4 vers 2 staan daar, dat die boodskap die woestyngenerasie nie gebaat het nie, omdat hulle nie deur die geloof verenig is met die wat dit wel aangehoor het nie. Hulle het die boodskap gehoor, maar nie geglo nie. Nou vra die vraag hierso, en dis nou 'n bietjie voor die hand liggend, maar kom ons gaan so 'n bietjie dieper in met hom. Wat is die verskil tussen om die evangelie te hoor en om dit regtig te glo? Nou kan julle saam gesels. Ons is mos mooi ordentlik, so as jy hoor niemand praat nie, dan kan jy gesels, of jy kan net jou keel skoonmaak en sê jy wil gou iets sê. Deel asseblief met ons 'n bietjie saam, wat is die verskil daarvan tussen om die evangelie te hoor en om dit regtig te glo? En ek weet ons wil nou nie die voor die hand liggende antwoord hê nie, want die dieper nadenke sê, kan 'n mens jare lank in die kerk wees, die Bybel ken en steeds nie regtig glo nie. So kom ons doen daai twee sinnetjies bietjie saam. Dink jy dat daar is, en ek wil nou nie weer nie die ooglopende antwoord hê nie, is daar mense in die kerk in aanhalingstekens of in die Christendom wat die Bybel ken, maar dit dalk nie regtig glo nie? En hoe sal 'n mens dit weet? Johannes, Ja, Yvette. ek dink daar sit 'n hele klompie mense in die kerk wat die evangelie waarskynlik op 'n intellektuele vlak verstaan. Maar God het ons 'n vrye wil gegee en ons kan 'n keuse maak. En dan dink ek is daar ongelukkig mense wat dit dalk verkeerd verstaan. Ja, Wat nog nie heeltemal die kloutjie by die oor gebring het nie. ja. En jy Ek, kan inderdaad jare lank in die kerk wees. Ek meen, ek dink ons almal wat groot geword het in 'n kerk besef jy het nie toe jy 3 jaar was, oud was, dit reeds verstaan.
Dis heeltemal reg, Yvette. En ons is nou nie, ek weet ook ken jou hart ook, ons oordeel nie. Ons sien dit, ons neem maar net waar en ons dink aan ons eie lewens. Want ons word in die kerk groot, as ek dit so kan sê, dan maar op 'n dag, en dit hoef nou nie 'n spesifieke datum te wees nie, maar op 'n dag dan verstaan jy met jou hart ook en jou verstand en jou wese en jou siel en jou gees dat die Here Jesus het persoonlik vir jou ook betaal. En dan begin 'n mens bietjie anders ter kyk, nê. Nou ek praat ook nie hiervan om soms bietjie te twyfel nie. Die disippels het elke dag saam met Jesus baie ure spandeer en hulle het nog baie getwyfel. Maar ek praat hier van mense wat, soos jy ook gesê het, op intellektuele vlak alles hoor en dit aanvaar, en daar's mense wat self sê Jesus is die beste rolmodel in die hele wêreld, maar dit beteken nog nie hulle het 'n persoonlike verhouding met hom of hulle het 'n oorgawe gemaak om te sê hulle lewe behoort aan hom nie. En dan wil ek nou nie ons nou daaroor te veel praat nie, maar ek is ook bang dan vir mense wat dan so in aanhalingstekens naïef is, wat dan die Bybel letterlik interpreteer en van Genesis tot Openbaring as elke dingetjie letterlik wil op hulle self van toepassing maak sonder om die konteks in ag te neem. Ek dink dit is ook gevaarlik. Ja, en ek dink die risiko in die kerk is ook, dit kom weer by werke in. Vat myself maar, ek hoe dit verstaan, op 'n stadium in jou lewe voor jy genade verstaan het dat daar's werk wat gedoen moet word. Jy dit, soos jy sê, reg sê, mense dit nie in konteks verstaan. Ja, dis hoekom die volgende punt sê, hoe toets 'n mens jouself hieroor om regtig te glo, sonder om in werke geregtigheid of in onsekerheid te verval. Want mens kan ook dalk nog daar wees, dat 'n mens dink, omdat ons ek wil nou nie as Afrikaner mense so mooi groot gemaak is. Ons is almal so groot gemaak, jy kry niks verniet nie. Jy moet werk vir wat jy wil hê en jy moet ten minste daarom jou kant bring. So en dit is waar van die algemene lewe en in ons verhouding met die Here ook, as ons wil groei, moet ons tog iets doen, maar solank ons net nie dink ons verdien daardeur ons sal nou later ook oor 'n beter plek in die hemel of soos Jakobus en Johannes om links en regs van Jesus te mag sit as ons nou hard werk nie, want ons het verlede week so 'n bietjie dit aangeraak. Dan maak ons maar soos die baie ander kerke en groepe, Jehova Getuies, Pinksterkerke, moslems, noem maar op, wat almal glo dit hang van my eie harde werk af. Ek wil graag, as daar is van julle wat iets wil sê, want daar's nog 'n paar vrae, maar wat doen jy self om die vrede te verkry wat alle verstand te bowe gaan? Is daar iemand wat iets met ons wil deel hieroor? So nie, gaan ons aan. Johannes Yes. Louis, hoor. Ek het 'n aantekeningkie vir myself gemaak, vrede, groei uit vertroue. Onthou dat ek nie in beheer is nie, my Vader is in beheer. En rig jou gedagtes bewustelik op sy waarheid. So ek het dalk die vorige vraag verkeerd verstaan. Ek het daar sonder om in werkgerigtheid te verval, het jy daai rustigheid, jy het daai vrede. Jou lewe behoort op 'n verandering te dui. En jy leef nie meer in isolasie nie, jy is deel van die huis. So wat ek bedoel is, jy ervaar net hierdie vrede, jy ervaar net hierdie rustigheid dat jy wel kind van God is. En ek hou van hoe jy begin het met jou aantekening daar, dit kom uit vertroue, nê? Ja. As mens regtig rus in jou vertroue in God, dan begin die vrede so 'n bietjie deurslag gee, nê? Nie 'n maklike pad nie, maar dit ja. Ja. Goed, dit sluit nou daarbey aan in vers 9 en 10 waar hy praat van die sogenaamde Sabbatsrus. Wat ons het dit ook nou gesê, so ons hoef nie te herhaal nie. Ek besef van hierdie vrae kan so 'n bietjie herhalend voorkom. Wat beteken dit om van jou werke te rus soos God van syne? Praat die skrywer hier van die Jode se Sabbatsviering of is dit sy metafoor vir verlossing? Dis so 'n bietjie 'n triekie vraag, nie 'n strikvraag nie, net so klein bietjie, want die skrywer praat met mense wat baie goed verstaan waaroor die Joodse geloof gaan. So as hulle hoor Sabbat, dan hoor hulle van Vrydag plus minus 6uur tot Saterdag plus minus 6uur die aand. Mag jy nie verder as 50 tree loop nie, dan het jy die wet oortree en dan moet jy gaan offer. Dit was vir hulle die Sabbatsrus, maar dis tog duidelik dat die skrywer
verwys na meer as dit, want ook selfs die feit dat hy sê Joshua het hulle nie in 'n finale rus ingelei nie. Anders sou die Here nie later nog gepraat het van hierdie dag wat die rus nog kom nie. So dit is oor verlossing en soos ons nou net gesê het oor om te vry te wees daarvan om te dink ek kan met werke of goeie dade enigstens iets verdien. En daarin dis 'n salige rus. Die oomblik as mens regtig verstaan die Here verwag nie van my om iets te doen om nader aan hom te kom nie. Ons weet mos nou ons is klaar gered, ons is almal skoon gewas met die bloed van die lam. Ons is verseker van 'n plek in die hemel. Jesus het gesê niemand sal ons ooit uit sy hand uit kan ruk nie. Ons weet dit. So dan kan ons ook verder terug rus in die wete dat die Here is nie kwaad vir ons as dit vir ons voel ons doen nie genoeg nie of ons dra nie 'n armbandjie wat sê what would Jesus do nie, want dit is baie keer mense wat sê ek moet nou nog 'n klomp goed doen en dit is dan nie meer dankbaarheid nie, dan is dit verdienste. So die dieper nadink hierso sê as ons in Christus tot rus gekom het, verlossingsrus. Nou dis 'n bietjie anders dan hy sê waarom is ons lewens dan nog onrustig en gejaag, maar verlossingsrus beteken nie jy hoef nie besig te wees nie. Ek dink eerder wat ek daar wou vra is in lyn met Johannes 10 vers 10 waar Jesus gesê het hy het vir ons 'n vol lewe gebring in oorvloed wat alles insluit, geestelik en meer. Maar daar is tog mense wat nog Louis, ek wil by jou aansluit, ook leef asof hulle nie daai vertroue het dat God hulle kan laat rus van waarvan hulle ook al veronderstel is om te rus nie. So wat weerhou ons regtig om in daardie rus te lewe? Dink 'n bietjie net al, dink jy vir jouself en maak maar weer 'n paar notas. Wat is daar dalk wat jou verhinder om voluit te rus in jou verlossingsvrede by Christus en om ook in ons lewe 'n bietjie rustiger te wees, nie so te jaag na wind nie. En dan wat van Christene wat nog steeds dink hulle goeie dade en performance stel iets by God, daaroor het ons al gesels. Ja, maar nie in die rede val nie, dan gaan ek aan met 'n konstante spoed. Vraag 5 sê ja, Tannie JC. Ek wil gaan vra Johnny. Was Joshua by magte om die volk in die rus te laat ingaan, of was dit die volk wat nie 'n keuse kon maak nie, of hoe kan mense dit verstaan? Tannie, Dit is maar albei. nee, as ons nou mooi bietjie weer dink, as ek nou terugdink aan wat ons gelees het en ek het nou al die hele Hebreërs is mos nou in ons koppe. Ja. Waaruit dit gaan oor die opstandigheid van hy noem hulle die woestyngenerasie in die boek. Die Israeliete wat nie God vertrou het nie, wat nie gehoorsaam was nie, hulle was skaars uit toe bou hulle 'n kalf om te aanbid. So vinnig dat ek meen die reuk van Egipte het nog in hulle klere gesit toe bou hulle al 'n goue kalf. En dat hulle nie geluister het na Moses nie en dat hulle nie na God geluister het nie, dat hulle God nie vertrou het nie. Hy praat oor hulle ongehoorsaamheid en hulle rebellie en Joshua was maar net die leier wat ook die volk in die beloofde land ingelei het, met hulle deur die Jordaanrivier gegaan het, weer 'n wonderwerk beleef het van 'n stuk water wat vir hulle oopgemaak word, maar die volk het nie hierdie voorbeeldige gehoorsame klomp geword wat die Here loof en dien soos wat die Here graag wil hê ons moet doen nie. Hulle het in elk geval net daarin gegaan en weer maar in ongehoorsaamheid voortgegaan en dis hoekom hy sê Joshua het hulle nie in 'n finale rus ingelei nie. Al beteken sy naam verlosser, al beteken dit het hy maar net ook as leier opgetree en hy was gehoorsaam in 'n mate, maar die volk was opstandig en rebels. Ja, so dit was die volk se keuse van ongehoorsaamheid, soos wat ons ek bedoel, wat elkeen van ons is maar ongehoorsaam, ek self ook. En dan wil ek ook net hierso sê
baie mense, as mens hierso sou sê, hoe toets 'n mens jouself? Ek weet ook, 'n mens hou jou partykeer hoogwaardig, jy dink jy ken die Bybel, en jy wil nou verander dit voorhou. Maar dan voel ek, moet mens eintlik 'n nederigheid optree, en mense nie veroordeel dat hulle eet nog nie vaste kos en drink melk en so nie. Dit is ook 'n ongehoorsaamheid wat jy jou aan moet toets om ander te help. Ja. Tannie, ek is so bly Tannie sê dit, want dit is nou die volgende vraag gaan presies daaroor, in vraag 5, waar hy vers 12 begin met, ons moet waak en ons moet mekaar aanspoor. So dit is nie net vir myself, hierdie individuele paadjie wat ek loop nie, maar Tannie is, ek sê dit nou amper elke keer, maar ek ken ook Tannie se hart. Ons is nie as kinders van die Here, ons dink nie ons is beter as ander nie, ons doen dit in nederigheid. Daarom Galasiërs 6 vers 1 wat ek daarna verwys, is waar Paulus sê, as iemand in 'n sonde verval, dan moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so 'n persoon in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. So dis hoe ons dit altyd doen, met liefde, met deernis. Ek begin baie van my gesprekke met, ek weet ek is nie beter as jy nie, ek weet ek is nie volmaak nie, ek is nie 'n engeltjie nie, maar ek het hierdie dringendheid in my hart om met jou oor hierdie saak te gesels. Dis hoe mens kan begin. Ons kom nie as meerderwaardiges, so ons ken nou alles en weet nou alles en ons is nooit ongehoorsaam nie. En daarom het ons hierdie verantwoordelikheid. Ek dink net te veel mense skram weg daarvan, want hulle is so bang dat mense gaan dink ons sien neer op hulle. Maar dis nie hoe dit is nie. Ja. Nee, 'n mens moet maar daarteen waak. Ek was ook daar en baie mense wat ek nou van vriende en familie het so maklik gesê, onthou julle drink nog melk, julle weet niks. En ek voel, dan moet jy jou toets. Dit is waar daai toets inkom. Want wel my broer het self vir my gesê, ek het eendag vir hom gesê, hy moet oppas, want hy het in Sudan gewerk, hy was by die Verenigde Nasies, en dan slaap hulle nou in sulke plekke, en dan kom hy, en daai mense, dan rol hulle maatjies uit, en hulle bid so, en ek sê vir hom, Botha, jy moet uitkom daar. Sy sê, jy moet nie vir my preek nie. Nou, toe ek 'n bietjie agter, toe besef ek praat te veel, jy weet. Ja, Tannie, dit is moeilik, want ons doen dit mos uit liefde. En dis hoekom ek daar gevra het, hoe lyk dit prakties om hierdie opdrag uit te voer sonder om of te oordeel of mekaar te ignoreer? Daar's altyd hierdie twee gevare, dink ek. 'n natuurlike spektrum tussenin, maar ons kom nie in oordeel nie, ons kom in liefde. Maar daar is ook maar 'n gees van ignorering, dink ek, in die Christendom. Ek het ook al mense geïgnoreer, want mens weet nie hoe om dit te hanteer nie, jy weet nie waar om te begin nie, jy is nie lus vir hierdie konfrontasie nie, maar ons het hierdie roeping om, en nou hoor ons dit by die Hebreërskrywer ook, ons moet na mekaar omsien, solank daar nog vandag is, moet ons seker maak dat niemand agterbly nie. So ja, dis en dis hoekom ons dit bidend doen, en vir die Heilige Gees binne in ons luister, en vir hom vertrou om die woorde vir ons te gee, om hierdie moeilike gesprek aan die gang te kry. Ja, dit is so. Dankie, David. Dankie, Tannie. Ons hoef nie nou lank daaroor te praat nie, want dit is eintlik Paulus, maar ek vra dan maar net hoe sluit dit aan by sy teologie oor mekaar. Ander keer weer eendag, net vir interessantheid, as mens nou gaan sommer sit en kyk in jou Afrikaanse Bybel en tel en maak 'n lysie, dan staan daar ten minste 44 verskillende met mekaar opdragte in die Nuwe Testament. En dat ons mekaar moet lief hê, mekaar moet dien, mekaar moet onderrig, en dit is verskillendes, dis nie eers herhalings nie. So by die diep nadink sê ek daar, watter struikelblokke beleef ons in ons eie gemeente of in die gemeente waar jy inskakel op hierdie stadium, wat verhinder dat hierdie soort
openhartige, liefdevolle vermaning plaasvind? Wat is die struikelblokke? Dink aan voorbeelde in ons eie gemeente waar daar moontlike gebrek is of was aan onderlinge aansporing. Dit is 'n moeilike een hierdie, want ons sien mekaar min deesdae, nê. En wat daarbey aansluit, watter verskonings weerhou ons dalk nog steeds van hierdie liefdevolle liggaamsfunksionering, waar elkeen, ons het laasweek daarmee afgesluit, Yvette het nog gepraat oor die gawes, toe sê ons, elkeen met 'n funksie, met sy funksie of haar funksie vervul. As daar iemand is wat daaroor iets wil sê, of dalk by die laaste puntjie wil uitkom, hoe kan ons 'n kultuur skep of bevorder, waar daar wel openhartige, liefdevolle vermaning, aansporing kan wees in 'n gemeente? Help my bietjie, want ek sukkel daarmee, ons gemeentes is so individualisties en so min eintlik regtig betrokke by mekaar, nê. Wat sê beplan? Hallo Johannes, Ja, hoe gaan dit? hy is Neil. Goed en jy, Neil? Goed, dankie. Weet jy, dit is elke lidmaat of elke individu het sy eie persoonlikheid en dit is baie keer moeilik as jy iets sien wat moontlik verkeerd is, wat 'n vriend of wat ek al verkeerd doen of jy dink verkeerd doen, is dit moeilik om te konfronteer want daar is in ons lewens is daar baie op die spel. So jy kan ook gesien word dat jy waardig is ensovoorts. Maar as jy iets sien wat verkeerd is in die gemeenskap en jy is nie seker om dit te hanteer nie, moet jy dan die vrymoedigheid hê om byvoorbeeld te gaan aanklop by jou of by 'n medegelowige en sê ek sien dit, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, het jy dalk vir my raad? En dit is wat die gemeenskap van die gelowiges beteken, want ons dink heeltyd ons as individu moet nou ons Superman pakkies aantrek en ons moet die wêreld gaan red. En dis nie hoe dit werk nie. Nee, dis nie nodig nie. Dat is nie hoe dit werk nie, want dit daar met 'n gemeenskap van gelowiges, dit is soos in die ou tyd het die hele buurt die kinders groot gemaak. Almal het soms slaag gekry by een boom. En dis hoe die gemeenskap, dis hoe die straatgemeenskap gefunksioneer het en sterker geword het en beter geword het. En almal het almal se kinders gekyk. Hulle speel in die straat, maar iemand hou altyd 'n oog. En as iemand iets verkeerd gedoen het, dan jy weet nie hoe om te hanteer as jy buurman se kind stout was en dan stap by 'n ander buurman en sê hoor, dis ou Neil het nou weer dit en dit verkeerd, hy het nou weer vrugte gesteel. Hoe gaan ons dit benader? En dis hoe jy sterker word met mekaar, want want hoe meer jy met mekaar kommunikeer, hoe beter gaan jy hierdie tipe van goed kan hanteer. Ja. Dit is baie waar, Neil. Ek lag nou bietjie want ek wil vir julle sê my Superman pakkie pas gelukkig nie meer vir my nie. Maar ek het nou 'n geestesbeeld wat ek nie uit my kop uit kan kry nie. Kom maar. Nee, hoekom ek dit ook sê, ek hou baie van wat jy sê en ek wil julle ook vra, ons is nou nie die hele gemeente hier by mekaar, maar julle moet die vrymoedigheid neem om met iemand anders of met my te praat en te sê ons is bekommerd. Maar toe ek jonk was, het ek gedink ek is Superman en ek het gedink ek gaan almal red en almal op die regte pad kry en hou. En dit is ook nie vir een mens moontlik nie. Ek is al lank terug ook weggejaag oor wie gee jou nou die reg en so dit is baie moeilik, maar wat jy sê is waar, Neil, ons kan dit nie net ignoreer nie. So behalwe dat ons ernstig daaroor bid, dan vra ons maar vir my, die leraar, die predikant wat jy hom ook al wil noem, vir Johannes, of enige iemand anders, om net saam met jou te gaan en net te kuier eers. Ek het verskriklik baie geleer oor vriendskapsevangelisasie. Dat mens eers net 'n oop hand gee, net hoor hoe gaan dit. Nou, ons weet ook, ons leef in 'n tyd waar mense nie regtig baie betrokke is of wil wees by mekaar nie, en dat erediens bywoning maar vrotterig is. En dis waar ek nog altyd glo, ons daarom mekaar kan bladskit voor kerk of na kerk, of dis hoekom ek gaan nooit ophou om te sê, kyk wie sit agter jou of langs jou nie, al maak mens net so vinnige oogkontak. Ons mis mekaar, maar ons is nou nie meer daar waar ons alles altyd saam doen nie. So nou moet ons kreatief wees om 'n nuwe kultuur te skep, dink ek, van dalk 'n bietjie langer voor 'n erediens vroeër te kom, om bietjie rond te loop en gesels, of bietjie langer na die tyd, en ten minste
op 'n manier net uit te reik na iemand toe, al is dit net met 'n vriendelike glimlag. So ek weet nie, dis een van die dinge wat ek ongelukkig eendag mee gaan moet aftree. Ek kry nie van my kant af en ek kan dit ook nie alleen doen nie. So 'n kultuur geskep dat mense regtig omgee vir mekaar nie. Ons is ook ongelukkig in 'n tyd waar mense bang is om in die aand rond te ry om na 'n selgroep toe te gaan eers. Mens weet jy gaan in geloof en jy gaan onder die beskerming van die Here, maar daar is maar net hierdie natuurlike ding van ek wil nie meer myself blootstel aan sulke goed nie as gevolg van my eie gesin se veiligheid. So dit is regtig moeilik. Ek wens ons kon almal in selgroepe gewees het en ten minste eenmal 'n week saam gekuier het, dat daai klein groepie ten minste mooi na mekaar kyk. Maar ek weet nie of ons sommer gou weer indien ooit so 'n gemeenskap gaan gevestig kry nie. Danica. Ekskuus oom Johannes, ek moet net uitvind Yes. hoe hierdie goed werk. Ja, wie gesels nou? Dis Brendan. Hey Brendan, welkom. Goedendag. Ons het ons het 'n lot vriende wat op 'n WhatsApp groep is wat ons as ons in die versoeking gestel word, maak nie saak wat dit is nie, sê nou maar jy het 'n robbe dag wat jy ouens aan sy kraag wil rondpluk, of jy wil nou vandag weer rook, of jy wil nou vir iemand vloek, of jy wil nou hoe ook al sê het ons as vriende, ons is so 'n paar van ons, dan vra jy op die groep spesifiek om asseblief jy weet vir jou persoonlik te bid en dan ook jy weet laat ons julle as vriende mekaar kan dra. So ek dink dit is redelik 'n beginpunt om dit mekaar as vriende nader mekaar sien as gemeente. Ek dink is dalk nie 'n slegte begin nie. Ek is opgewonde as ek dit hoor. Ek dink dit is 'n fantastiese idee. En aan die een kant maak WhatsApp dit vir ons makliker, nê, want dit is ook nie so jy kan daar net vra. Ons het ook ek is deel van 'n ander manne gebedsgroepie waar ons ook kan vra vir gebed. Ons doen dit nie baie nie. Dis eintlik hard om dit meer doen. Maar mens moet so 'n groep hê. Lank terug was daar na mannekamp op Makarios, was ons so 'n klompie mans wat in die oggende eenmal 'n week bymekaar gekom het. Hulle het dit die accountability groepe genoem en ek kan nie die Afrikaans onthou nie, waar ons dan vir mekaar in die oë gekyk het en gevra het, hoe was jou week, waarmee het jy gesukkel, waarvoor kan ek vir jou bid? So dit is baie belangrik, as mens selfs net so 'n groep kan hê, soos jy sê Brent, en dat ons dan net vir mekaar ten minste kan sê, vandag het ek uit die bus uitgeval en julle moet vir my bid, maar want ons kom nie altyd by die eredienste so by mekaar uit nie en dan is dit vinnig groet en baie is dan haastig, maar so ja, daar's nou 'n baie goeie wenk en as jy nie so 'n groep het nie, dan weet jy waar om te begin om vir jou een aan die gang te kry. Dis lekker as dit vriende ook is, nee, dit hoef nie noodwendig in dieselfde gemeente eers te wees nie. Mense wat dalk naby mekaar bly of saam in dieselfde bedryf of beroep is, dan kan mens dit ook so doen. Goed. Die volgende is nou, dit was net die afsluiting. Ek gaan nie lank daarby stil staan nie, want ons gaan bietjie aangaan na vanaand se toe, wat die res van hoofstuk 4 is en 'n stukkie van hoofstuk 5. So julle het hierdie gekry in julle vorige uitdeelstuk, die groot boodskap van Hebreërs 3 tot by 4 vers 10 of 11 daar in die begin is eenvoudig, maar dis diep. Jesus is genoeg. Onthou dit 'n bietjie hoofstuk 3 en 4 se hooftema. Die Israeliete, daardie woestyngenerasie, het God se wonderwerke gesien en ek het toe bygesit geproe, daardie manna, daardie kwartels, hulle het elke dag genade geëet en tog steeds het hulle nog steeds nie die Here nie vertrou nie. Hulle het die belofte gehoor, maar nie regtig geglo nie. En so het hulle God se rus, sy geestelike rus, sy verlossingsrus misgeloop. Nou vir ons is die vraag, sal ons glo, sal ons vertrou, sal ons end stewig bly vashou aan ons aanvanklike geloofsvertroue en natuurlik dan sal ons mekaar help om nie verhard te word deur sonde of verleiding of ek wil amper sê deur vereensaming. In die kerk is dit ook 'n groot gevaar.
In die uitnodiging staan vandag, as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Dis die dag om te glo, die dag om in sy rus in te gaan, dis die dag om te volhard. En ek het dit hier bygesit, want ons weet dit, nee, môre is vir niemand beloof nie, so ons moet elke dag doelbewus leef met hierdie in ons hart en in ons gedagtes. Elke oggend, elke aand. Vers 10 sê, want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke of sy verdienste, net soos wat God van al sy werke gerus het, hy het regtig opgehou daarmee, en die 7de dag afgevat. Vers 11 sê, laat ons dan beywer om daar die rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. Dis nou 'n ander vertaling. Goed, kan ons aangaan met vanaand se deel, hoofstuk 4 van vers 12 af. Ons gaan uit die aard van die saak waarskynlik nie klaar kry nie, maar dis nie vir my 'n probleem nie. Ons kan dan kyk, as ons nie klaar kry nie, dan gaan ek kyk of ek dan die volgende een baie korter kan maak, dat ons ten minste by met sy vrae kan eindig. Ek dink ons gaan vanaand deur alles kom nie. Maar kom ek lees gou saam met julle Hebreërs 4 van vers 12 af tot 5 vers 10, want dit vorm 'n eenheid uit die nuwe direkte vertaling. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes. Ja, niks wat geskape is vir hom verborge nie, maar alles is oop en bloot voor sy oë. En hier's nou 'n moeilike vertaling, ons sal net nou by die bespreking daarby uitkom. Hom teenoor wie ons moet verantwoord. Sommige vertalings sê rekenskap gee, dis 'n baie gevaarlike vertaling, sal daarby uitkom. En daar's ook alternatiewe vertalingsmoontlikhede in Afrikaans en Engelse Bybels wat sê teenoor hom met wie ons te doen het, wat dan nie glad nie verwys na verantwoord of rekenskap nie. So ek lees net weer vers 13, niks is wat geskape is vir hom verborge nie, maar alles is oop en bloot voor sy oë, hom met wie ons te doen het, hom teenoor wie ons moet verantwoord. En dan oor die hoëpriester, ons het al 'n bietjie daaroor gepraat, maar hier's nou 'n mooi gedeelte daaroor. Vers 14 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Ekskuus, en dan hoofstuk 5 gaan aan daarmee. Elke hoëpriester wat uit mense geneem word immers ook ter wille van mense aangestel vir die offerdiens voor God, sodat hy ter wille van die sondes, dis die priester, sodat die priester ter wille van die sondes geskenke en offers kan bring. Hy kan deernis hê met die wat in onkunde dwaal, aangesien hy self ook aan swakhede blootgestel is. En juist daarom moet hy, net soos vir die volk, ook vir homself offers vir sy sondes bring. Niemand eien die eer vir homself toe nie, maar hy word net soos Aaron deur God geroep. Nou vers 5 sê, so het ook Christus nie homself vereer om hoëpriester te word nie. Die een wat hom vereer het was God, wat vir hom gesê het, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. So sê hy ook op 'n ander plek, jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Christus het tydens sy aardse lewe smekinge en pleitbedes met harde krete en trane gebring voor God, wat in staat was om hom uit die dood te red. En hy is verhoor op grond van sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Alhoewel hy die seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het, en nadat hy tot volmaaktheid gebring is, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing geword, aangesien hy deur God aangewys is as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Goed, nou hierdie opsomming, julle het dit gekry, miskien kon julle dit daarom deurgaan voor die tyd, ek gaan net vinnig daardeur, maar enige tyd as iemand 'n vraag het of 'n opmerking of iets wil weet, vra net, unmute jouself net en begin net praat, dan weet ek jy's hierso.
Hierdie hoofstuk of hierdie gedeelte van vers 12 en 13 begin met hierdie lewende en ondersoekende woord. Ons ken hierdie teks goed. Ek is bietjie bekommerd dat mense hom baie keer dalk uit konteks aanhaal. Die woord van God is lewend en kragtig en soos 'n tweesnydende swaard. Die kernboodskap is dat God se woord nie leweloos of passief is nie. Dit is dinamies, aktief en het die vermoë om die diepste dele van ons innerlike lewe te ontbloot. Niks in ons lewe is vir God weggesteek nie. Hy ken ons gedagtes, motiewe en ons bedoelings. Nou wil ek net sê oor die woord eers. Ek het dit nie daar geskryf nie, maar dit is 'n moeilike konsep. Al wat ek daaroor dan net moet sê is, ek beskou daai woord as moes eintlik met 'n hoofletter gewees het. Die woord van Jesus, die nuwe verbond, die hele brief gaan oor die nuwe verbond. So ons moet nie nou dink dat hy bedoel van Genesis tot Maleagi ook. Dit is natuurlik ook kragtig en lewend, maar dit is binne konteks, nie meer alles vir ons letterlik woord vir woord van toepassing nie. So asseblief, as julle hoor iemand sê die woord is soos 'n tweesnydende swaard en hy pluk vir jou daar 'n teksvers diep uit die Ou Testament buite konteks aan wat glad nie met 'n Christen te doen het nie, wees dan maar net versigtig. Ek dink daai swaard moes die Israeliete gesny het en Jesus se swaard sny anders. En dit is hoekom die skrywer so ernstig is om te sê hy, Jesus, is ons hoëpriester. En sy woord, die woorde wat die Heilige Gees ons ook aan herinner, die nuwe verbondswoorde, is in elk geval baie meer kragtig en dinamies en kan baie dieper gaan nog as selfs die wysheid van die Ou Testament. Die woord vir lewend en kragtig is in Grieks zoon kai energies. Jy hoor energie daarin, hè. Dit is 'n lewendige woord, voortdurend aktief, bring lewe voort. En dit is hoekom ons veral baie tyd in die Nuwe Testament moet spandeer, want hy's baie meer lewend en dinamies en kragtig vir my as die Jode se Bybel, want die Here Jesus en sy Gees leef daarin en dis direk op ons van toepassing. Die meeste van dit is direk op ons van toepassing om vir ons te leer om in 'n baie naby verhouding met Jesus Christus in sy voetspore te leef. En ek sê nie daarmee moenie die Ou Testament lees of bestudeer nie, dis fantastiese geskiedenis en daar's baie mooi wysheid in. Maar dit is baie keer nou vir ons algemene wysheid en dit help ons baie, maar daar's groot dele wat regtig nie veel vir ons meer sê nie. So skerper as 'n tweesnydende swaard, dit dui op volle deurdringingsvermoë, geen selfbedrog of verskoningsblystaande nie. Julle het dit seker al almal ervaar. Jy ergens tyd maak om regtig met die woord te gaan sit, met die Here se Nuwe Testament, veral met Paulus wat vir ons sê maar wat van dit en wat van dit en Johannes se briewe en jy doen self ondersoek, dan besef jy daar's nou nie meer verskonings nie. Jy kan jouself nie mislei nie, die Here laat dit nie eers toe nie. Die beoordeling van die hart se voornemens, dis my so mooi vertaling, nê. Die hart se voornemens en gedagtes. Die 83 vertaling praat van die bedoelings van die hart. Die Griekse woord kritikos gee die idee van oordeel of onderskeiding, en dis waar ons woord krities vandaan kom. Niet so vinnig, ek wil dit nie, julle kan dit net hoor en dan in jou agterkop gaan bære, maar in die gereformeerde teologie word daar baie gepraat van 'n kritiese benadering. En die mense verstaan dit oor die algemeen verkeerd. Dis niemand kritiseer die woord nie, maar ons kyk krities, ondersoekend en onderskeidend daarna. Dis wat krities eintlik beteken en nie om net jou mening te lig en kritiek te gee nie. Ag ja, ek gaan nie by hierdie lank stil staan nie, dis kruisverwysings, julle kan dit gaan lees asseblief as julle wil, daar's baie ander ook. Jesaja 55 vers 11 waar hy sê sy woord sal nie leeg na hom terugkeer nie. Met ander woorde, God se woord tref. Dit tref ergens iemand se hart en dis nie sommer net so uitgesaai dat dit maar net daar in die lug rondhang nie. Dis sy woord is bedoel vir ore en harte. En dan Johannes 12 praat ook van Jesus sê sy woorde sal mense op die laaste dag oordeel. Daar kom nog 'n gedeelte oor oordeel. Ons kan dan 'n bietjie daaroor gesels. Psalm 33:15 tot 17 sê uit die hemel kyk die Here.
Hy sien alle mense. Uit die plek waar hy woon, beskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat elkeen van hulle se denke vorm, insig het in alles wat hulle doen. Vers 13 sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, in die ou vertaling, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Dis vers 13 van Hebreërs 4. So wat ek net vandag hier wil sê, in die Ou Testament veral, maar ook nog in die Nuwe Testament was die wêreldbeeld mos dat God sit daar baie hoog bo kan die wolke en ten minste die 3de hemel of die 7de of die 5de hemel ver bo, en dis hoekom hy kan afkyk en alles op die aarde sien. En natuurlik kan hy's alwetend, maar ons kan ook vandag baie meer daaraan dink as dat die Heilige Gees wat is soos die wind wat waai waar hy wil, wat altyd by my is en in my is. Hy weet ook wat ek dink en sê en doen. So ek hoef nie bang te wees God kyk daar van ander kan die wolke af na my nie. Hy somme mos hier by ons. So ons kan niks vir God wegsteek nie, dis die toepassing, maar eerder as om bang te wees, moet ons toelaat dat sy woord ons reinig en vorm. So die bedoeling van hierdie twee snydende swaard is nie om 'n kind van die Here bang te maak nie, maar dalk ook soos Jesus gesê het in Johannes 15, daardie wanneer ons so 'n bietjie gesnoei word sodat ons nog meer vrugte kan dra. Ekskuus, is daar iemand wat iets wou sê oor daai punt? Die tweede hoofgedagte is dan vers 14 tot 16, waar hy praat van terwyl ons nou so 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het. Die kernboodskap is dat Christus is nie 'n verre ontoeganklike middelaar nie. Hy het deur die hemele gegaan. Hy leef aan die regterhand van God, maar hy het self ook ons menslike versoekings en lyding deurgemaak. Ons het al 'n bietjie hieroor gepraat toe ons oor kenosis gepraat het, dat hy heeltemal mens geword het toe hy aarde toe gekom het. Maar deur die hemele gegaan verwys ook onder andere na sy opstanding en hemelvaart. Hy het nie mens op aarde gebly nie, hy het weer sy ereposisie ten volle ingeneem. Maar dat hy natuurlik medelee met ons swakhede het. Die Griekse woord daar is simpatie, sympathein, maar dis nie net shame, arme jy nie. Dis meer in die lyn van empatie, maar die Griekse woord is simpatie. Hy het simpatie met ons, hy voel saam met ons. En dan die mooi gedeelte oor die genadetroon. In teenstelling met die Ou Testament se genadetroon, daar's 'n moontlike verwysing na die ark se deksel, die verbondsark met die goue veerrips met hulle vlerke wat die deksel van die ark beskerm het. En daar kon niemand ingaan nie, en dis agter die voorhangsel van die allerheiligste deel van die tempel gebeere, en binne-in was boekrolle en toonbrode, en jy kan self gaan lees wat daar alles in was, maar dit was toegemaak. Dit was nie vir die publiek toeganklik nie, dit was nie vir die volk toeganklik nie, maar vir ons is die genadetroon oop, en daar's 'n oop uitnodiging en oop arms wat vir ons daar wag. So Christus nou self vir ons versinnebeeld daardie genadetroon waar genade gevind kan word. Romeine 3 ken julle baie goed, is maar net daar waar daar staan, almal het gesondig, maar deur Christus is ons gered en is ons welkom om met vrymoedigheid na hom toe te gaan. Nog kruisverwysings hier is 1 Johannes 2 vers 1, wat sê Christus is ons voorspraak by die Vader, Romeine 8 wat sê hy tree vir ons in, en Filippense 2 het ons reeds oor gepraat dat hy mens geword het, homself verneder het om met ons volledig te kom vir eenselwigheid. Ons word uitgenooi, sê die toepassing, om met vrymoedigheid te kom, nie omdat ons dit waardig is uit ons eie nie, maar omdat Christus ons waardig gemaak het deur sy dood en opstanding, en ons uitnooi en namens ons natuurlik, soos ek nou gesê het, die waardigheid bekom het. Volledig, julle, dis iets waaroor mens kan gaan pyns en nadink, dat die Here Jesus het volledige waardigheid vir ons gekoop met sy dood en opstanding, dat God ons sien deur Jesus, presies soos Jesus, dat hy nie ons foute en ons flaters kan sien nie, omdat Christus het nie vir ons halwe waardigheid gekoop nie. Daai prys was te duur. Hy het ons volledig waardig voor God kom stel. So as ons in ons gebedslewe kan leer om te bou op Christus se deernis,
eerbied, maar met sekerheid dat hy verstaan, en toe het ek sommer net daar nou bygevoeg, dit was nie in julle oorspronklike notas nie, Matteus 6 oor die gedeelte voor die Onse Vader, is vir my baie mooier as die Onse Vader self, en ek bedoel nie enige disrespek teenoor die Onse Vader nie, maar die beginsel voor dit sê hy, gaan in jou binnekamer, in jou private verhouding met God, en moenie soos die heidene dit doen nie, maar praat daar met jou Vader, en dan voeg hy ook by, ons hoef nie eens baie woorde te gebruik nie, want hy weet wat ons wil vra nog voordat ons begin praat het. Dis hoekom ek sê, dis vir my so belangrik. Ek wil julle nie toespreek nie. Enige vrae op hierdie punt? Punt 3 het ek gesê, die volgende, ja, Ek wil net iets seker maak, die hoofpriester in die Ou Testament, hy het 1 keer 'n jaar in die Allerheiligste ingegaan, nê? Yep, En nou yep. Christus is natuurlik voortdurend, nê? Ja, ons kan eendag bietjie weer daaroor gesels, eenmal 'n jaar op die Yom Kippur, die groot versoendag. Dan moet hy eers vir sy eie sondes offer, en dan, hulle het mos maar maniere gehad om te probeer bepaal of God die offer aanvaar het, maar dis daarom gewoonlik aanvaar, maar hy moes eers vir sy eie sondes offer, en dan het hy in die allerheiligste deel agter die gordyn ingegaan, en hulle het hom met 'n tou vasgebind om sy middellyf, dat as hy dalk daar binne deur God getref word en dood gaan, of 'n hartaanval sou kry, of wat ook al, dat hulle hom kon uitsleep aan die tou, want niemand anders mag daar ingaan nie. Dan sou die volgende hoofpriester eers weer daar kon ingaan. So dit was regtig die gebruik, hulle het hom met 'n tou vasgemaak as hy daar ingaan. Maar Christus het dit van heeltemal oop kom maak, dis hoekom ons dit nou nie meer daaraan kan dink, of in daai tekste kan verstaan eintlik hoe dit werk om gereeld daai offers te moet bring. En dit is hoekom ons ook nie moet leef asof ons gereeld moet offer voor God nie. Dan kyk ons verby Christus se offer. Goed, die derde hoofpunt sê die menslike en goddelike kriteria vir 'n hoofpriester, dis vinnig. Elke hoofpriester wat uit mense geneem word, terwille van mense aangestel vir die offerdiens. Maar die voordeel van die hoofpriesters in die Ou Testament was dat hulle daarom ook mense was. Hulle het alhoewel het hulle gedink hulle is naderhand 'n bietjie op 'n troontjie, en die mense het hulle ook so hanteer, en die ander priesters het ook hulle maar so 'n bietjie so hanteer, en daar was verskriklik baie politiek tussen die priesters en die hoofpriesters. Maar jy kon nie self aangestel wees nie. Soos God vir Aaron gekies het en hom laat salf het met olie, soos die hoofpriesters dan ook altyd in die Ou Testament ook nog deur God aangewys deur 'n profeet of iemand soos Eli of iemand wat dit moes doen. Ek gaan nie daar hier baie sê nie, is maar net interessant, jy hoef dit nie te gaan lees as jy nie wil nie, maar en ek weet ook nie eintlik hoekom het ek dit hier ingesit nie. Ek sien net baie keer as ek oor die goed oplees, al hierdie kruisverwysings wat interessant is. In Numeri 16 is daar Korag se opstand. Dit gaan kortliks daaroor dat hy en sy vriende het in opstand gekom teen Moses en Aaron en gesê, julle is nie die leiers wat ons behoort te hê nie, maar God het hulle gestraf en die volk gestraf, omdat hy wel daai leiers aangestel het. En dan as mens nog verder aanlees, ek dink daar by hoofstuk 20-21 rond, dan kom Moses en Aaron weer in opstand, en dan met die Here hulle weer met hulle doen. So daar was maar gedurig opstande teen God en teen gesag in die Ou Testament. En dan natuurlik Saul ook, wat self die offers gebring het in 1 Samuel 13, hy was nie aangestel of geroep om dit te doen nie. En Jesus wat dan sê in Johannes 3, 'n mens kan niks ontvang as dit nie vir hom uit die hemel gegee is nie, maar ons weet dat as ons Paulus ook lees, hoe vrygewig God is met sy gawes, met sy guns, en dat Paulus skryf in Galasiërs 3:20, selfs ver bo wat ons kan droom of dink of bid, is God in staat om vir ons enige tyd te kan gee. So ware geestelike leierskap is nooit selfbevordering nie, dit is 'n roeping, diens en medelee. En die skrywer berei maar net sy lesers voor om baie bondig aan te wys hoe suksesvol en voortreffelik Jesus in die uitvoering van sy priesterskap was. En daarom die volgende punt wat sê, hy was die priester volgens die orde van Melchisedek. Ons het al bietjie daaroor ook gepraat, so ek gaan maar vinnig hierdeur. Ek sien ons moet nou eintlik met ek nou kans gee vir vrae. Jesus het nie die priesterskap aan homself toegeëien nie, hy is deur die Vader bevestig.
maar anders as die Aaronitiese priesters is sy priesterskap ewig en ook natuurlik baie belangrik dat dit volmaak is. En dan die hele ding oor Melchisedek, die koning en priester van Salem, julle kan self Genesis 14 gaan lees, en Hebreërs wat sê sy naam beteken koning van geregtigheid en koning van vrede. En wat maar net interessant is, dat daar is geen agtergrond oor hom nie in die Ou of die Nuwe Testament nie 'n geslagsregister nie, hy is nie uit Aaron se orde nie. En hy was ook buitekant die hele bedeling met Abraham. Abraham het aan hom offers gebring en Abraham was tog die aartsvader van die Israeliete, wat sê dat Melchisedek, die oorspronklike Melchisedek, was direk in God se diens en ons weet nie daar enigstens meer van nie, maar so belangrik dat Abraham aan hom offers gebring het om vir God dankie te sê. En nou vergelyk die Hebreërskrywer vir Jesus en hy sê hy is ook uit daardie orde wat verhewe is bo die Aaronitiese orde, maar wat dui op 'n ewige en 'n goddelike orde. Dit is maar vers 8 tot 10 die kernverse, dit het ons al gelees net nou, aangesien hy aangewys is as hoofpriester volgens die orde van Melchisedek. En die paar kruisverwysings is die gehoorsaamheid tot die dood. Filippense 2 vers 8 het ons al gepraat oor. Dat hy 'n mens geword het, homself verder verneder het om 'n slaaf te word en dat hy nog verder gegaan het deur gehoorsaam te wees tot aan die dood aan die kruis. En sy oorgawe daar in Matteus 26. Dis hoekom die skrywer sê dat Jesus, hy bedoel nie dat hy nie volmaak is of was voor sy kruisiging nie, maar dat hy deur gehoorsaamheid aan sy Vader absolute volmaaktheid bewys en bereik het, toe hy gesê het, nie my wil nie, maar u wil. Daardie finale daad van gehoorsaamheid. Die lydende knegt kan julle in Jesaja 53 gaan lees. Christus leer ons dat ware geestelike volwassenheid deur lyding en gehoorsaamheid gevorm word. Nou gaan ons nie by die vraag uitkom nie. Is dit reg met julle so dat ons dit volgende week daarmee begin? Met die vraag. Ek gaan nou nie weer al hierdie goed eers lees nie, ek gaan net vinnig weer vir ons die teks lees en dan kan ons direk aangaan na die vraag toe. Maar die vloer is oop. Enige iemand wat 'n vraag nou wil vra of 'n kort getuienis wil gee voordat ons afsluit, ek gaan julle nie aanjaag nie. Ons dit is nou amper half, maar ons kan dan seker so 2 of 3 minute oor ons tyd gaan. Ek wil vir julle baie dankie sê. Hierdie Bybelstudie beteken vir my meer as vir julle, dink ek. Ek het nou wel deur die boek gepreek saam met julle gewerk alreeds, maar nou dat ek teruggaan na al my ander bronne en notas en tyd het om lekker stadiger nog deur dit te werk, nou daar sommer nog nie. Ek moes dit eintlik eers gedoen het en dan die preekreeks gemaak het. Maar ek was in my lewe toe ek jonger was bietjie bangerig vir Hebreërs. Ek het nie hom verstaan nie, want ek het hom nooit soos 'n boek gelees nie. Ek sê mos altyd maar mens met 'n boek vat en hom heeltemal deurlees 'n paar keer soos 'n storieboek in aanhalingstekens, dat jy die hele plot kry, dat jy die kernboodskap kan begin verstaan, dat jy kan sien hoekom het die skrywer hierdie dokument geskryf. En ons is maar te geneig, ek self ook gewees, om hier en daar 'n versie uit te pluk en uit 'n paragraaf selfs te lees en dan kan mens nog nie die hele boek se boodskap kry nie. So ek is nou van niets af baie lief vir Hebreërs. Enige iemand nog daar dalk iets vra of sê? Johannes, ek wil net een ding sê is dit gaan weer oor bemoediging van jou medegelowiges. Ek dink ons het in 'n gat getrap of in 'n groef geval. Is ons kyk gewoonlik waar daar fout is. Maar ek dink van die buitekant af lyk dit of party mense verskriklik goed gaan. Want maar dan gaan dit nie so goed nie. So ek dink mense moet ook fokus op om mense te bemoedig waarmee dit blyk goed te gaan. Maar eerstens wat as hulle van daar af val, is dit natuurlik erger en baie van die ouens het maar groot probleme. Ja. Maar dit gaan altyd goed en ek het jou nie nodig nie, maar eintlik het jy jou baie nodig. En as jy regtig moeite doen, dan kom jy agter maar dit gaan nie so goed nie. En ek dink ook met mens kan jy die vrymoedigheid om vir
vir Jesus te nader oor jou behoeftes en ensovoorts. En ek luister baie na goeters en ek lees maar 'n paar goeters en ek dink as mens die ekonomiese bystand wat van God gevra word wegvat, dan gaan die 25 minute bid 3 minute wees. Want dis al waaroor dit gaan, want waarop meet ons deesdae in die gemeenskap, waarop meet ons of dit goed of sleg gaan? Ja, dit gaan goed met Johannes, want hy ry 'n nuwe kar of hy ry 'n nuwe bakkie en hy het 'n mooi huis, dit gaan baie goed met hom. Dis hoe ons gemeenskap aan mekaar gesit is deesdae, want dit gaan net oor wat is die kriteria om goed te gaan? Ja, Sneeu, jy praat oor baie belangrike goed nou, jong. En ek dink ek sien dit veral in ons beroep. In my beroepkraag, daar's nie 'n ding wat ek doen wat nie oor geld gaan nie. Ek meen van die oggend dat ek daar instap, 5:30 tot vanaand 6:00 dat ek by die werk loop, is dit gaan net oor geld. En ek kom dit al hoe meer agter. En in die gesprekke wat ek met mense het en waar ook ek ook verkeerd, dit gaan net die hele tyd oor ja, dit gaan goed met hierdie besigheid. Kyk hoe goed doen hulle maar as jy regtig gaan krap en sien, dit gaan eintlik beroerd daar. Want God is nie daar nie. Die duiwel is party plekke hier die duiwel uit, maar daai plekke bestuur hy self. Hoor jy Neil? Wat ek Ja, jy het nou by my iets geroer wat ek besef het, ek gaan met anders te doen. Kom ek wil net by jou aansluit en sê, wat ek nou hoor in my hart, wat ons moet doen, is behalwe Brendan wat gesê het, hulle het 'n groep, Brendan, julle moet asseblief met daai groep aanhou, maar julle moet ook, as die groep stil raak, dan moet julle vir mekaar vra, hoe gaan dit? Dis die een opmerking wat ek wil maak. Die ander een is, ons moet maar aanleer, om wanneer ons mekaar groet, ordentlike oogkontak te maak, en dan daai belangrike opvolgvraag te vra, maar hoe gaan dit regtig met jou? En ek het nou besluit, ek gaan nie meer Sondagoggend so deur die kerk hardloop en probeer om gou-gou almal te groet nie. Dis oppervlakkig. Almal sê vir my dit gaan goed met hulle. En dit is onmoontlik dat dit met daai mense wat die erediens bou en almal goed kan gaan. So ek gaan ons op 'n punt moet begin en moet nou nie dak en daai as ek op jou afkom nie. Ek gaan nie almal meer probeer groet nie, maar ek gaan liewerster vir iemand vra, hoe gaan dit regtig met jou? Daar's een persoon met wie ek dit onlangs gedoen het en toe dan haak 'n mens daar vas, maar dan's dit goed. En toe het sy my vertel hoekom dit nie met haar goed gaan nie. So kom ons probeer, dis maar my wenk nou, want jy het nou regtig iets gestuur hier binne in my Neil, dat ons weet dit eintlik en ons het dit ook al seker vir mekaar sê, en baie mense praat daaroor. Maar as iemand sê dit gaan goed, beteken dit nie dit gaan goed nie. Ja, mens hoef nie te karring nie, as iemand sê net dit gaan regtig goed met my, ek's geseën, baie dankie, dan wil hy dalk nie deel nie, of dit gaan dalk regtig baie goed met hulle, maar ek weet en julle weet, as mens vra, maar hoe gaan dit regtig met jou? Dan kan jy agterkom. So kom ons kyk 'n bietjie, dat ons dan ten minste met die mense met wie ons wel kontak het, of dit nou oor die foon is, of op 'n groep, of in persoon, soos die jong mense sê, ons moet 'n mooier Afrikaanse uitdrukking kry daarvoor. Persoonlik, as iemand persoonlik raakloop, om te vra, hoe gaan dit met jou? Goed. Baie dankie dat julle hier was vanaand. Ek wil graag saam met julle bid. Here Jesus, dankie dat U ons weet dit. Ons weet dit nou nie net intellektueel nie, maar ons weet dit ook met ons harte, met ons gees, siel en verstand, dat U die volmaakte hoëpriester is, wat vir ewig die finale offer gebring het en ons waardigheid gekoop het by God. Dat ons waardig voor U langs U kan en mag staan. Dankie dat U ons silwer skoon gewas het met U bloed, nie halwe werk gedoen het nie. En help ons dat dit ons sal inspireer om dan waardig op te tree, waardig te leef en waardig betrokke te wees in U liggaam en na mekaar ook om te sien en dieper te vra as sommer net vinnig, hoe gaan dit nou met jou? Dankie dat U vir ons lief is en dat U met al ons swakhede deernis het. Seën elkeen van ons vanaand toon ook met
ordentlike nagrus en 'n lekker geseënde week, maar maak ons oë en ons ore en ons harte oop vir die mense rondom ons asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.